Goeiemôre broers en susters, vriende, kinders wat by die huis is. Baie welkom by vanmôre se geleentheid wat ons saam kuier oor tekste in die Bybel. Ek het die laaste ruk het ek nogal baie versoeke gekry vir mense wat sê ons moet nie die hele tyd net oor genade praat nie. Ons moet so 'n bietjie meer praat ook oor ons leefwyse en hoe ons dink ons moet leef. Nou ek gaan 'n bietjie daar aanraak as ek nou Matteus 25, die gelykenis van die 10 maagde, die 10 meisies wat lampies het, daaroor gaan die teks probeer oopbreek daarvoor. Here, U is die Alfa en die Omega, U is die begin en die einde, U is die een wat was, wat is en wat kom. Amen. Genade vir jou van God. Mag hy vanmôre deur die kamera, mag hy bevestig dat hy by jou is. Mag jy iets voel van die warmte van die Gees wat jou toevou in sy liefde. Kom ons lees die gedeelte. Dis nou Matteus 25 van 1 tot en met 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 jong meisies wat hulle lampe geneem het om die bruidegom tegemoet te gaan. 5 van hulle was dwaas en 5 was verstandig. Die dwaases het hulle lampe gevat, maar nie olyfolie met hulle saamgeneem nie. Die verstandiges het egter saam met hulle lampe ook olyfolie-inhouers geneem. En omdat die bruidegom getalm het, het almal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Kyk, hier is die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe het al daardie jong meisies opgestaan en hulle lampe gereed gemaak. Die dwaases het vir die verstandiges gesê: "Gee vir ons van julle olie, want ons lampe is besig om dood te gaan." Die verstandiges egter geantwoord: "Dalk sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie. Gaan eerder na die verkopers en koop julle eie." Terwyl hulle die olie gaan koop het die bruidegom opgedaag, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilofsfees, en die deur is gesluit. Later kom die ander jong meisies toe ook daaraan en roep: Meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord: "Amen, ek sê vir julle, ek ken julle beslis nie. Wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie." Nou hierdie laaste vers, wees dan waaksaam, omdat julle die dag en die uur nie ken nie, die hele gedagte oor waaksaamheid. Ek wil vanmôre se tema so probeer formuleer te sê: mag God se naam veilig in jou mond wees. Mag God se naam veilig in jou mond wees. Jy sou ook heilig kon sit. Wat bedoel ek daarby? Ek bedoel daarby dat jou leefwyse moet iets simboliseer van dit wat in jou mond is, die getuienis wat jy gee, dit wat in jou hart is en dit wat in jou verstand is. Genade impliseer tog nie dat dit net 'n free for all is nie. Genade maak dit juis baie dieper en baie moeiliker, want omdat ek nie weet wat ek moet doen en hoe ek moet optree nie, moet ek so optree en so worstel met my optrede dat ek regtig die genade waardig is. Dat ek regtig die feit dat ek 'n Christen is, waardig is. So moenie loop en getuig en dan eintlik is jou leefwyse heeltemal verkeerd of heeltemal anders nie. Ek gaan probeer om 'n paar goed uit te haal wat ek dink wat ons vandag baie meer worstel as byvoorbeeld Eksodus 20 se goed en selfs Matteus 25 van ek moet jou die Here lief hê met my hele hart. Kom ons begin by 'n paar van hierdie goeders. Ek dink een van die goed wat 'n mens optel is dat mense inhalig is. Jy sal nie van jou eie kant af aanbied om goed te doen nie. Ons gaan eet uit. Dan wanneer die rekening kom, dan bly jy net stil. Ons gaan drink koffie. En op 'n stadium staan jy op en jy stap weg. Dink jy dis reg? Dink jy dis reg dat al het jy genoeg geld, dat jy nie ook 'n bydrae maak nie? Jy sien iemand sukkel.
Jy hoor die kerk se oproep. Jy hoor ander NGO se oproepe en sê, help ons. Jy het genoeg geld, jy weet jy het genoeg geld. Maar hierdie stem in jou kop hou aan vir jou sê, nee, wag nou. Jy kan nie al hierdie geld gee nie. Nee, wag nou. Ons kan nie so leef nie. Ons moet dit doen ensovoorts. So die eerste ding wat ek wonder oor as jy God se naam in jou mond het, of jy inhalig kan wees. Want die Here het gegee sonder ophou. Die Here het nie boek gehou van dit wat hy gee nie. Die tweede wat ek dink wat belangrik is in ons tyd is dat ons, kom ons noem dit om afgunstig op mekaar is. Jy wil seker maak dat joune beter is as die ander ou se. As ons 'n karavaan koop, dan moet hy beter wees as die ander ou se. As ek 'n kar koop, dan moet hy beter wees as die ander. Dis afguns. My kind moet 95 kry, want jou kind kry 92. Jy druk jou kind, want hy moet eerste span speel, terwyl jy weet jou mense om jou, die kinders kan nie. Want dit is iets van 'n mentaliteit wat ons ontwikkel om te sê, ons gesin is eintlik beter. My kinders is eintlik beter. Ek is afgunstig daarop. Ek wil nie hê jy moet eers op my vlak wees nie. Ek kry dit veral by die kinders, en as ek nou met Drian en Jacques praat oor die goed, dan sê hulle die druk wat op die skoolkinders is verskriklik. Hoekom wil jy dit doen, broers en susters? Ek bedoel, jou kind is graad 1 of jou kind is graad 3, dan moet hy hierdie goeders doen en hy moet sukses hê, en as hy nie wen nie, dan kry hy nie kos die aand nie. En as hy gaan deelneem, dan moet jy allerhande goeders doen, want jou kind gaan deelneem. Jou kind gaan nie 'n springbok word in graad 2 nie. Jou kind gaan nie die Diamond League wen in die 100 meter in graad 1 nie. So kom ons wees 'n bietjie rustiger oor hierdie, ons wil beter wees as ander. Ons wil hierdie geweldige druk op ons kinders plaas. Die derde ding wat ek vir jou wil vra, as jy God se woorde, se naam in jou mond het, is, hoe lyk die jaloesie wat jy bedryf? Is jy heeltemal over the top jaloers? Broers en susters, ons kry dit baie in huwelike. Ons kry dit baie. 'n Gesonde jaloesie is natuurlik reg, maar 'n oordrewe, ongebalanseerde jaloesie maak dat jou maat nie kan leef nie. Maak dat jou maat nie kan uitbeweeg nie. Maak dat jou maat eintlik op 'n manier verkleineer word. Want as hy by die huis kom, of as sy by die huis kom, dan die eerste ding wat jy gryp is sy telefoon, of jy plaas op sy telefoon, plaas jy een of ander app, wat jy alles kan volg wat hy met wie ook al praat, of jy kyk na sy rekenaar. Natuurlik is dit gesond as ek vir my vrou my telefoon kan gee, en vir sy kyk hier is niks nie. Maar jaloesie is nie net in die gesin nie, jaloesie is ook tussen, voor ek aangaan, jaloesie is ook tussen kinders. Hierdie kind doen dit en daai kind doen dit, en ons moet ons kinders leer, dat jy moet nie jaloers wees op jou boetie of jou sussie wat beter tennis speel as jy nie, wat beter punte kry as jy nie. Elkeen is mos nou, deur God het jou mos nou lief. Maar jaloesie gaan ook buite die gesin. Het jy nou alweer gesien wat se kar ry hulle? En intussen tyd, jy weet, hulle gee nie 'n dankoffer nie. Het jy nou al gesien wat se huis het hulle bou hulle? Het jy gesien watter oorsee gaan hulle nou weer? En hier speel die sosiale media 'n baie slegte rol. Want jy wys op sosiale media net dit wat jy dink wat goed is. Jy wys as jy oorsee gaan, of jy wys as jy op die lughawe is. Hoekom wil jy dit wys? Hoekom wil jy vir mense, as jy verskoning moet maak vir iets, vir 'n vergadering, vir hulle eers vertel, hoor hierso, jy weet ek is nou bevriend met die direkteur van die maatskappy, en die maatskappy het my nou gebel, en ek het nou koffie gedrink, so ek gaan nou bietjie laat ding, want dit is 'n belangrike persoon, net om op die ou en te sê, hoor, verskoon my van die vergadering, is nie regtig nodig nie. Is God se naam dan in jou mond veilig? As dit die manier is wat jy eintlik vir mense wil sê, weet ek
Ek is eintlik oulik. Daai eie ekkigheid. Dan kom ons by goed, broers en susters en kinders, soos eerlikheid. In watter mate gaan ek eerlik wees? Om Van Veldhagen het altyd vir my gesê, hy het een keer gejok en hy moes 32 keer daarna moes hy weer jok, om daai jok reg te maak. Hoekom is ons bang om op 'n sagte manier eerlik te wees? Moenie vandag kom nie, want ek voel nie lekker nie. Moenie vandag kom nie, want weet jy, my kontantvloei is 'n probleem. Maar ons is skaam om dit te sê. Ons is skaam om te sê, weet jy, ek het moeilikheid by die werk. Hoekom is ons skaam? Want in God, in die skaduwee van die kruis, is hierdie goed van jaloesie, van afguns, van oordryf, van noem dit alles wat jy wil, is nie nodig nie, broers en susters. Want God het gekom vir die swakkes en die slegtes en die noem dit die prostituie en die siekes, die melaatses, die blindes, die krepeles. Hy het gekom vir die armes. In ons taal sal ons sê, hy het gekom vir die gemarginaliseerdes. Ons mag eerlik wees. En dan kom ons hou op om people's pleasers te wees. Kom ons hou op om hier vir hierdie ou dit te sê, want hy moet net nie kwaad wees nie, en dan verdra ons net die waarheid so bietjie, dan praat ons weer met daai ou, en dan verdra ons net die bietjie, en dan praat ons weer met daai ou. Niemand moet vir my kwaad wees nie, hulle kan maar vir mekaar kwaad wees, maar hulle moet net nie vir my kwaad wees nie. Wat is jou integriteit dan? Wat is die integriteit van jou optrede, van die manier wat jy standpunt inneem, van die manier wat jy praat? Ek het nou begin deur te sê, mag God se naam veilig wees in jou mond. Ek wil nou oorgaan om te sê, mag God se naam heilig wees in jou mond. Ek het iets gesê oor die genade. Mag ons verstaan dat ons lampies met deursettingsvermoë, met toewyding, met afhanklike biddendheid, ons lampies volhou. Mag ons altyd streef daarna om op so 'n manier mense te dien. Ek het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Ek het gekom om te gee, nie om te kry nie. Ek het gekom, dink maar aan daai gelykenis van die skure. Ek het gekom nie om by mekaar te maak en my skure vol te maak nie. Ek het gekom sodat jy in oorvloed kan hê. En dit is wat die 5 meisies met hulle lampies dan ervaar. Ons weet nie wanneer die Here gaan kom nie. Ons weet nie, ons het nie die tyd nie, ons het nie die plek nie, ons het letterlik niks. Maar ons weet dat hy weer gaan kom. En ons weet dat as hy kom, dan gaan hy die wat lampies het wat gereed is, skei van die wat lampies het, wat nie genoeg olie in het nie. Kom ons lewe toegewyd. Kom ons sê vir mekaar, ons gaan die Here se naam veilig hou in ons mond, in ons kop en in ons hart. Amen. Here, dit is soms so moeilik om nie jaloers te wees, nie afgunstig te wees, nie kwaad te wees en oneerlik en integriteitloos. Dit is soms so moeilik dat ons altyd hierdie goed wil eintlik maar najag. 'n Stukkie oneerlikheid om beter te klink en beter te voel. 'n Stukkie van hierdie, man, weet jy, ek probeer net almal tevrede stel. Laat ons vanmôre introspeksie hou. Laat ons 'n bietjie 'n opgawe maak met 'n pen en papier oor wat ons kan neerskryf. Oor wat ons dink wat maak dat God se naam nie veilig is. As ons so optree, dan is sy naam nie veilig nie. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees vandag jou lewe vervul. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the
moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice.